Dis 'n tyd vir boekkeuses, saam met Heinrich Verleen op AWR Afrikaans. Goeiemôre en hartlik welkom by Boekkeuses hier op AWR Afrikaans. My naam is Heinrich Verleen en dit is altyd 'n voorreg om hierdie tyd saam met jou te deel waar ons die wêreld van Christelike literatuur verken. Boeke wat jou geloof versterk, jou insig verdiep en jou nog nader aan God se woord bring. Vandag sluit ons aan by 'n gesprek wat 2 weke terug begin het. En as jy die episode gemis het, moenie bekommer nie. Dit kan op ons potgooi geluister word op ons webtuiste by AWR Afrikaans. So tik net in awrafrikaans.org en druk op potgooi op die webtuiste. En dan kan jy gaan na boekkeuses toe en daar luister na die vorige program wat ons gedoen het. Ons het die eerste 4 boeke van Eben die Jager se Learn Prophecy reeks bespreek. 'n Reeks wat Bybelprofeseë op 'n eenvoudige, duidelike en kragtige manier oopmaak. En ek is baie bly om te sê dat Eben die Jager weer vandag saam met my, nie letterlik by die ateljee is nie, hy is op die lyn, maar hy is saam met my op die lug. En hierdie keer gaan ons fokus op die laaste 3 boeke in die reeks. Onderwerpe wat baie vrae in mense se gedagtes oproep, maar ook ongelooflike hoop en helderheid bring wanneer dit reg verstaan word. So, gemaak ietsie lekker warms, sit terug en reis saam met ons deur die laaste 3 dele van hierdie besonderse profesiereeks. Eben, welkom terug by Boekkeuses. Heinrich, baie dankie, is lekker om weer saam met jou te wees en te kan gesels. Net voordat ons begin gesels, wil ek net gou ietsie regstel. Jy het gepraat van die laaste 3 boeke, dis die laaste 3 wat huidiglik gedruk is, maar dis nie die laaste 3 in die reeks nie. Ek is besig om 'n volgende een nou te skryf en daarna kom daar nog op jou en gaan die reeks uit 12 boeke uit bestaan. Ok, dankie vir daai regstelling. So daai het jy dit luisteraars, daar is nog om vooruit te sien. En wanneer daai boeke op die of gereed is om uit te kom, dan gaan ek vir Eben vra om my te laat weet en dan kan ons 'n opvolgprogram doen sodat ek meer inligting kan kry oor daardie boeke wat dan ook uitkom. Maar Eben, voordat ons... Heinrich, ek wil net vinnig vir jou noem, net om jou opgewonde te maak en die luisteraars ook sommer opgewonde te maak. Die boek wat ek nou mee besig is, gaan in Januarie uitkom. En hy gaan oor die gawe van tale, waaroor daar in die Christelike kerk waarskynlik die grootste verwarring is wat jy aan kan dink. Want mense het geweldig uiteenlopende sienings oor wat die gawe van tale is en hoe relevant dit is vir ons vandag. In die volgende boek gaan dit in detail bespreek, so ons kan verseker plan maak om op 'n later stadium bietjie daaroor te gesels. Dit gaan baie interessant wees. So kyk uit in Januarie vir daardie boek en die boek se naam is Skouspel van Spraak. Ek moet nou net hier by my ook, Skouspel van Spraak. Nou het ons iets wat ons definitief voor kan uitsien. So luisteraars, maak seker u is op ons sosiale media, dit is nou op ons WhatsApp kanaal of op ons Facebook of op Instagram, want ons sal vir julle laat weet wanneer ons dan daardie onderhoud gaan hê oor daardie boek wat gaan uitkom. Maar Eben, net voordat ons by vandag se 3 boeke kom waaroor ons wil gesels, wil ek graag net vir ons luisteraars 'n vinnige terugblik gee op die eerste 4 boeke in jou Learn Prophecy reeks, die boeke waaroor ons die vorige keer oor gesels het. Nou jy het begin met die beeld van die toekoms, 'n boek wat die fundament lê hoe ons Bybelprofesie verstaan. Ons het daarna gekyk na Karnivorne koninkryke, die wêreldryke van Daniël 7 en toe die eerste vrou op die maan. Ek het 'n baie interessante kommentaar gekry op Facebook wat eintlik gesê wat jy gesê het, baie mense sê, maar waar was die vrou op die maan gewees? En toe sê ek, hulle moet maar net terug en gaan luister, dan sal hulle hoor. En dit was dan die fokus van die boek op Openbaring 12 en dan die 4de boek, Gedeeltes van die Apokalips. Ek het die woord reg gesê, jy! En dit het dan gegaan oor die merk, die dier en die profetiese stryd van Openbaring 13. Maar ek wil jy net vra, kan jy net weer vir ons in kort 'n oorsig gee van elke boek vir die luisteraars wat dalk die vorige een gemis het, sodat hulle net op datum kan wees met wat ons gaan bespreek vir die volgende 3 boeke. So kom ons begin daar by die beeld van die toekoms. So die beeld van die toekoms gaan oor Daniël hoofstuk 2, waar Nebukadnesar daai droom gehad het oor 'n beeld met 'n kop van goud, bors van silwer
lendene van koper en dan bene van yster en voete van yster en klei en daai beeld word dan getref met 'n klip wat sonder menshand losgemaak is en wat dan daai hele beeld in fyn stukkies inmaal en dan word daai rots, hy vul dan die hele aarde. Nou, dit is die mees eenvoudige tydprofesie in die Bybel, dis die basis van alle ander tydprofesieë wat daarna volg. Dit gee ook vir ons die beginsels waarop ons tydprofesieë kan interpreteer en dit wys vir ons van die vloei van nasies, Babylon, dan die Medes en die Perse, dan die Grieke, dan die Romeine, dan die verdeelde Romeinse ryk. So dit gee vir ons die heel basis van dit waarop van hierdie ander boeke dan bou. Die tweede ene, Karnivoriese koninkryke, gaan oor Daniël hoofstuk 7. Nou daar kry jy hierdie selfde 4 nasies wat ek nou genoem het, deur 'n proses wat hulle noem rekapitulasie, wat beteken ons gaan terug, ons kyk na dit wat ons na gekyk het, kyk ons weer, ons kry 4 diere in plaas van die 4 metale, maar dan fokus hy op 'n klein horingkie wat tussen ander horings uitkom. Nou, dit gee vir ons 'n baie duidelike aanduiding, gee vir ons 10 karaktereienskappe van hierdie klein horingkie, en in die boek verduidelik ek nou duidelik van hoe daar net een entiteit is wat moontlik as die klein horingkie geïdentifiseer kan word in die geskiedenis, en dit is die Rooms-Katolieke stelsel. En dan met die eerste vrou op die maan gaan ons na Openbaring toe. Daai boek gaan oor Openbaring hoofstuk 12. En daar het jy eintlik 'n beeld baie kortweg van God se volk Israel in die Ou Testament, maar ook die kerk in die Nuwe Testament en die aanslag wat daar is van Satan af, 'n aanslag wat daar was op Christus. Daar's dan 'n tussenspel wat vir jou vertel van 'n oorlog wat in die hemel uitgebreek het tussen Michael en sy engele en die draak en sy engele. Die draak uit die aard van die saak word in daai hoofstuk geïdentifiseer as Satan, en hoe hy dan met sy magte op die aarde weer neergewerp word en hoe hy dan 'n spesifieke groepering van mense vervolg. En dit is daai groepering van mense wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus het. So dis 'n baie spesifieke aanslag op 'n spesifieke klomp mense. Dan is die volgende boek, Gediertes van die Apokalips, vertel vir ons wat dan nou op aarde gebeur en eintlik op 'n manier in watter formaat kry ons vir Satan. Daar's 'n dier wat uit die aarde uit opstaan of uit die see uit opstaan en Satan gee vir hom sy mag, die draak gee vir hom sy mag. En dan vertel dit vir ons baie van dieselfde inligting as wat ons gehad het in Openbaring hoofstuk 12, maar dan vertel dit ook vir ons van 'n dier wat uit die aarde uit opstaan. Nou in die boek verduidelik ek duidelik waarom ons met gemak daai mag, daai dier wat uit die aarde uit opstaan kan identifiseer as die Verenigde State van Amerika. Dit mag vreemd klink vir iemand wat dit nou vir die eerste keer hoor, maar as hulle die boek lees, dan sal hulle sien presies waaroor dit gaan en wat die motivering is daarvoor. Nou daai grondslag van die 4 boeke bring ons dan by hierdie idee van 'n vrou wat op 'n dier sit, wat ons later in Openbaring kry, en sy het 'n goue beker in haar hand. Daai goue beker lyk aanloklik, maar daai beker het wyn in. Nou binne die Bybelse konteks is wyn 'n beeld van leerstelling, van lering. En daai wyn wat sy het, is die wyn van Babylon. Nou wat doen wyn? Wyn veroorsaak dat jy nie so helder kan dink en beredeneer ensovoorts nie. Dit maak dat iemand geïntoksikeerd word. So die persoon word dronk en dan dink hulle nie meer suiwer nie. En ons vind in baie kerke, want onthou hierdie vrou wat op haar dier sit, sy het ook 'n klomp dogters, Bybel noem haar reguit 'n hoervrou. En dis 'n onrein vrou. Aan die ander woorde, sy hou op met dinge wat sy nie meer moet nie. Nou die volgende boeke, die 3 wat ons vandag oor gaan gesels, bespreek dan 3 aspekte van lering wat ons vandag in amper alle kerke kry, maar wat net eenvoudig nie Bybels is nie. En ek wys in die boeke ook uit watter koneksie daar is tussen daardie siening en spesifiek Romeinse leerstelling. Met ander woorde, hoe die kerk se leerstelling eintlik geïnfiltreer is deur antieke konsepte, antieke idees wat in die heidendom bestaan het, onder die Babiloniërs, die Medes en die Perse, die Grieke en die Romeine. Hulle denkwyse, hulle filosofie
het eintlik op 'n manier die kerk geïnfiltreer en het veroorsaak dat ons vandag nie meer suiwer die Bybel volg in sekere dinge wat ons leer nie, maar dat ons eintlik daai heidense nasies se filosofie volg eerder as dit wat die Bybel vir ons sê. Sjoe. Baie dankie vir daardie mooi samevatting en dit help ons luisteraars om weer die groter prentjie in gedagte te hou. Maar kom ons beweeg nou na die 3 boeke wat ons vandag wil na kyk. Onderwerpe wat mense al lank besig hou en dikwels verkeerd verstaan. En soos jy in die vorige episode genoem het, daar is wyn wat ingeskink word. Jy het nou net ook weer genoem. En die wyn in die boek van die Openbaring verwys na valshede wat in die kerk ingekom het. En die eerste valsheid wat jy dan aanspreek is die toestand van die dood. So kom ons begin dan om hieroor te gesels. Wat is die grootste misverstand wat mense vandag het oor wat met 'n mens gebeur wanneer hy sterf? Weet jy, Heinrich, mense dink vandag dat wanneer jy sterf, sterf jy nie werklik nie. Met ander woorde, dood is eintlik nie meer dood nie. Hulle is half onder die indruk dat jy nog steeds in 'n bewuste toestand is. Jy kan nog steeds dink, jy weet nog steeds wat om jou aangaan ensovoorts. Jy sal byvoorbeeld tipies by 'n begrafnis hoor dat hulle sê die persoon wat afgesterf het, is nou daar in die hemel en kyk neer op jou en sien wat met jou gebeur ensovoorts. Maar dink 'n bietjie wat 'n skrikwekkende gedagte dit is. Dink nou as iemand bewus in die hemel sou wees en sien wat hier op aarde aangaan, maar hulle geliefdes word beroof of verkrag of is in 'n motorongeluk of wat ook al. Is dit 'n hemelervaring? Is dit daai vrede wat 'n ou by God gaan hê? Dis eintlik 'n skrikwekkende gedagte en dit bring ons eintlik terug na Satan se eerste leuen toe. Toe hy vir Eva gesê het, jy sal sekerlik nie sterwe nie. Jy sien, dis asof hy probeer vir haar sê, weet jy wat, daar's nie regtig dood nie. Dood is nie dood nie. Dood is eintlik net 'n ander formaat van lewe. En dit is daai oorspronklike leuen van Satan, wat meeste gelowiges vandag nog steeds aan vashou. Sjoe. Wat is volgens jou die sleutel Bybelteks wat die toestand van die dode die duidelikste beskryf? Weet jy, my voorkeurvers om vir mense te wys wat die Bybel daaroor leer, kom uit die boek Prediker, hoofstuk 9 vers 4 tot 6. Ek gaan dit gou vir jou lees, dis 'n kort stukkie. Dit sê, want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop. Want 'n lewende hond is beter as 'n dooie leeu. Luister mooi na die volgende gedeelte. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Met ander woorde, wanneer hulle gesterf het nie meer deel aan jou lewe of weet wat jy doen nie. Hulle het nie daai liefde of haat of naaiwer, die dinge wat gepaard gaan met hierdie wêreld. Dit het daai mense nie, want hulle is dood, hulle is in 'n onbewuste toestand. Waarom dink jy is dit vir Christene so belangrik om hierdie waarheid te verstaan? Nie teologies nie, maar ook in hulle daaglikse lewe en ook in die rouervaring wat daar is nadat jy 'n geliefde verloor het. Weet jy, as jy mooi daaroor gaan dink, as jy nou 'n geliefde verloor, aan die dood afstaan, en jy's onder die indruk dat daai persoon leef en bewus is, dan sit al vir hierdie verlange wat jy het om met die persoon te kommunikeer, want ek weet die persoon is tog bewus en weet wat aangaan, volgens daai siening, en dis half asof God dan nou jou skei van 'n geliefde, dat jy nie met die persoon kan kommunikeer nie, en dit bring vir baie mense amper verlange om met die persoon wel te kan kommunikeer. Jy sal baie keer sien dat mense by 'n graf sal gaan sit en met daai persoon probeer kommunikeer. Terwyl dit eintlik iets is wat die Bybel vir jou sê definitief nie moet gebeur nie. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Wanneer iemand gesterf het, het hulle nie pyn nie, hulle het nie meer lyding nie, maar hulle is ook nie bewus in die hemel nie. En dis wat hierdie boekie vir jou in detail beskryf. En ook spreek hierdie boekie sekere gedeeltes in die Bybel aan wat oënskynlik die gedagte ondersteun dat mens bewus is nadat jy gesterf het. Omtrent die helfte van die boekie word juis gewy aan verwarrende verse. Verse wat as jy hom buite sy konteks gaan lees, lyk asof hy sê, maar wanneer jy
sterwe, is jy eintlik nog steeds bewus en lewend, net op 'n ander plek. En dis eintlik waar die groot gevaar en misleiding lê. Soos wat jy nou net genoem het, daar is baie berigte wat ons ontvang van mense wat sê hulle het 'n tussentoestand gehad of 'n spook gesien of daar's mense wat uit die dood uit weer met hulle kom gesels het. Hoe help jou boek om hierdie verskynsels te verstaan vanuit 'n Bybelse perspektief? Die boek gaan juis in besonderhede om te wys dat die skrif sê vir jou dat God het verbied dat mens met afgestorwenes kontak maak. Spesifiek in die boek Levitikus is daar gesê, as iemand hulle besig hou met dit, dan moet hulle doodgemaak word. En dit was juist een van die probleme wat Saul gehad het. Saul het homself beroep op die heks van Endor, om nou vir Samuel kwansys uit die dood uit op te roep. Nou wat interessant is van daai geval, baie mense in hulle gedagtes dink, maar Saul het direk met Samuel gepraat, maar as jy in die teks gaan lees, dan gaan jy sien, hy was afhanklik van die beskrywing van dit wat die heks vir hom gesê het. Hy het nooit vir Samuel gesien nie. So sy het haarself eintlik blootgestel aan 'n koning wat vroeër gesê het, maar mens mag nie hierdie praktyke beoefen nie. En toe sy nou ook verstaan wie hy is, toe moes hy ook verstaan in die desperate situasie waarin hy homself bevind het, want hy het homself verwyder uit God se teenwoordigheid uit. Hy was die een wat ongehoorsaam was. So op die ouende bevind hy hom in 'n situasie waar dit wat hy verbied het, omdat God gesê het, mens moet dit nie doen nie. Dit begin hy dan te doen en op die ouende lei dit tot sy einde. Nou, as mense glo dat een van hulle geliefdes nog in 'n bewuste toestand is, dan gaan hulle self ook oopmaak vir dit wat hulle noem nekromansie. Dit is om kommunikasie te hê met afgestorwenes. En in die Ou Testament word dit absoluut verbied en ons as gelowiges moet dit definitief ook nie beoefen nie. So die idee dat jy nie dood is wanneer jy gesterf het nie, maak vir baie mense in hulle gedagtes daai deur oop van, maar miskien kan ek tog met hulle gesels want hulle is mos bewus. Hulle is mos nou in die hemel. So as ek met God in die hemel kan kommunikeer, hoekom kan ek nie ook met hulle kommunikeer nie? En dit bring hulle op 'n bitter gevaarlike plek. Dan kom ons by die volgende boek. En daar praat jy oor die gedagtes oor die hel. Nou wat probeer jy regstel in hierdie boek oor die populêre idees rondom die hel wat deur die eeue van tradisie gevorm is? Die algemene idee wat mense het van hel is dat dit hierdie plek is waar ongelowiges brand vir die eeue, die eindelose eeue van die ewigheid. Hulle brand die hele tyd en eintlik bring dit 'n wanbeeld van wie en wat God is. Onthou, geen lewe kan bestaan sonder dat God nie daardie lewe gee nie. Hy is die bron van lewe. En die algemene siening oor wat die hel is, bring jou op 'n punt waar die logiese konklusie is dat God mense gaan lewend hou net sodat hy hulle kan brand. Nou, hoe vereenselwig jy dit met 'n God van liefde? Want onthou, hulle kan nie rehabiliteer nie. Hulle kan nie regkom nie, hulle kan nie vergewe word nie, hulle is in die hel. Maar dit bring jou ook by 'n punt uit wat dit dan wil lyk asof God baie onregverdig is, want as jy gaan kyk na mense in die geskiedenis soos Pol Pot en Hitler en so aan, dan dis mense wat verantwoordelik was direk vir die dood van miljoene mense. Maar hulle straf is presies dieselfde as iemand wat miskien 'n baie goeie mens was, maar nooit Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie en daarom ook nie kan hemel toe gaan nie, wat beteken die persoon gaan in die hel opeindig. En daai persoon kry presies dieselfde straf as iemand wat willens en wetens het opgetree teen God en sy beginsels ensovoorts. So hoe is God dan regverdig? So daai siening van die hel is eintlik 'n geweldige aanslag teen die karakter van God en is 'n wanvoorstelling van wie en wat God werklik is. So watter belangrike Bybelgedeeltes is daar wat luisteraars moet ken om die Bybelse waarheid oor die finale oordeel en die vernietiging van die goddeloses te verstaan?
Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat die vertaling van die Bybel is nie altyd perfek nie. Jy kry byvoorbeeld dat in die King James word daar soms onkonsekwent woorde vertaal. Partykeer vertaal hulle die woord as graf en partykeer as hel. En daai onkonsekwentheid laat mense dink dat iemand direk hel toe is, in plaas waarvan dit bloot net sê dat die persoon afgesterf het. So, dit veroorsaak baie verwarring, en ek dink ook mense moet besef dat as jy mooi die analise gaan doen, as jy die moeite doen, jy hoef nou nie 'n geleerde te wees om dit te kan doen nie, jy kan met ietsie soos e-sort, daai sagte ware, kan jy maklik sien, maar watter woord word hier gebruik, en wat beteken dit? En jy maak 'n onderskeid tussen hel en tussen graf. Dan kom jy agter, maar die woord hel kom baie min in die Bybel voor. Glad nie in die Ou Testament nie, en regtig nie so gereeld in die Nuwe Testament nie. En wat dan gebeur, is dat jy op die ouene tot die konklusie kom dat hel en die poel van vuur is dieselfde plek. En hel kan nie vandag bestaan as hel en die poel van vuur dieselfde plek is nie, want die poel van vuur vind sy oorsprong eintlik na die 1000 jaar. So, hoe kan hel nou al 'n realiteit wees? As dit iets is wat die Bybel vir jou sê, spesifiek in die toekoms lê. So, dan is daar definitief 'n verkeerde verstaan van die hel en dit lei mense tot 'n verwronge prentjie van God. Nou, hoe verander 'n Bybelse perspektief iemand se verhouding met God? Weet jy, dit bring vir jou 'n prentjie van God as absoluut regverdig en ook konsekwent genadig. Onthou, mense gaan baie keer en hulle sê, maar hoe kan hulle sê God is 'n genadige God as hy iemand vir ewig en ewig in die hel gaan brand? Maar as jy die Bybelse beskrywing sien, beide in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dan word dit eintlik vir jou duidelik, maar weet jy wat, daai mense gaan nie vir altyd brand nie, hulle word as onder ons voete. Ons kry dit in verskeie gedeeltes van die Bybel, onder andere in Maleagi byvoorbeeld, waar dit vir ons duidelik sê dat daai mense sal verbrand tot as. Nou wat is as? Dis wat oorbly as iets uitgebrand het. Nou die genade van God word daarin gesien, dat hy nie iemand straf vir die eindelose eeue van die ewigheid in terme daarvan dat hulle lewend is en brand vir oneindige lang tydperke nie. Nee, hy brand hulle sterwe, hulle word vernietig en die effek van die verbranding hou vir ewig aan, maar dis genade, juist dat hulle nie vir ewig fisies brand nie, maar dat hulle brand en die verbranding, die straf kom tot 'n einde. Want hulle is al klaar vernietig, hulle bestaan nie meer nie, daar's geen bewustheid nie, en hulle kan ook nooit weer na hierdie realme van die lewendes terugkeer nie. Met ander woorde, dis 'n finale straf, waarvan die effek nimmer eindigend is, maar die pyn en die lyding is nie vir ewig nie. En dit word in die boekie baie duidelik uitgewys, hoe ou die onderskeid moet maak, tussen verse wat lyk asof dit sê, die straf is vir ewig, en of die pyn en lyding vir ewig is. Daar's 'n baie definitiewe verskil tussen daai twee. Die straf se effek is definitief vir ewig, maar die pyn en lyding is nie vir ewig nie. Sjoe. Ek wens die tyd wil stil staan, dat ons bietjie meer tyd in hierdie dinge kan insit, maar luisteraars, ons gaan met u binnekort deel waar u hierdie boekies kan kry, maar ek wil kom by die derde onderwerp, en dit is die een wat letterlik wêreldwyd opslag gemaak het die afgelope paar maande. Nou daar was internasionale nuusberigte, sosiale media video's, stemnotas wat beweer het dat die geheime wegraping sou in September 2025 plaasvind. En natuurlik het dit toe nou nie gebeur nie. Maar ewen, kom ons begin hier. Hoekom gebeur dit so gereeld dat mense datums voorspel vir die sogenaamde wegraping? En hoekom is hierdie voorspellings altyd verkeerd? Weet jy, dis eintlik ironies dat mense so onbybels te werk kan gaan en datums kan wil vasmaak. Die Bybel sê vir ons dat ons nie alles weet. Ek weet selfs Christus het duidelik gemaak dat hy nie weet wanneer hierdie dinge gaan gebeur nie. Die wederkoms, die dag en datum word nie gegee nie.
Kan jy nou dink hoe mense sou reageer as hulle dag en datum geweet het? Mm. Hulle sou wou voortgaan in sonde en dan hulle lewens regstel net voordat daai dag en datum aanbreek. Die gedagte dat ons dag en datum gaan weet is eintlik totaal en al absurd. Maar mense lees nie hulle Bybels nie en neem dit nie ernstig op nie. Hulle gebruik sekere, in hierdie geval wat nou in September gebeur het, hulle gebruik sekere van die Ou Testamentiese feeste en argumenteer dan rondom hierdie fees en spesifiek in daai geval die fees van trompette sou die wederkoms dan weer wees. Maar dit wys vir jou hulle verstaan nie Ou Testament feeste en die beeld wat dit weergee nie. Want die fees van trompette is nie die fees wat geassosieer word met die wederkoms van Jesus Christus nie. Dis 'n ander fees, die Loofhuttefees. Dis eintlik 'n beeld van waar die gelowiges bymekaar gaan kom wanneer Christus hulle kom haal. So hulle verstaan nie die Ou Testament nie. Net so vir interessantheid, ek het dit in die vorige keer ook genoem. Die rede hoekom mense vasbrand by eindtydsgebeure en veral wat die boek Openbaring aanbetref, is omdat hulle nie die Ou Testament ken nie. Die boek Openbaring bestaan uit 404 verse. Van daai verse is 278 allusies na beelde wat gevestig is in die Ou Testament. As jy nie 'n deeglike begrip het van die Ou Testament nie, kan jy die boek van Openbaring nie verstaan nie. En dis waar baie van hulle fout gaan. Hulle ken nie die Ou Testament nie, hulle glo die Ou Testament is meer weggedoen, daarom verstaan hulle ook nie die beelde in die boek Openbaring nie. Vir tydsonthaalwe gaan ek nie al die vrae vra wat ek hier neergesit het, maar daar's een wat ek baie graag wil vra, en ek dink dit is 'n vraag wat dan by baie sal opkom, en dis as die geheime wegraping dan nie Bybels is nie, waarom hou die idee so sterk vas in moderne kerke en populêre Christelike media? Weet jy, dit gaan alles oor interpretasie, Bybelinterpretasie, en wat meeste mense nie weet nie, en ek is bly jy daai spesifieke vraag gekies. Onthou ons het gepraat van daai vrou wat op die dier sit. Die vrou is die Rooms-Katolieke kerk, en sy sit op 'n dier, dis 'n koninkryk in die Ou Testamentiese diere wat ons gehad het in die Karnivoriese koninkryke boek. So, dis beide 'n regering en 'n kerk. Daar is net een wat voldoen aan daai vereiste, en dis die Rooms-Katolieke stelsel. Nou, as jy die oorsprong wil vind van die geheime wegraping leer, dan vind jy dit juis in Rooms-Katolieke leer. Omdat die hervormers die pausdom geïdentifiseer het as die anti-kris mag, het die Jesuïte orde gevorm deur Ignatius Loyola. En wat Loyola gedoen het, is hulle begin dan met die teenreformasie, en vanuit die teenreformasie kry jy mense soos Francisco Ribera en Luis de Alcazar, wat alternatiewe metodes van interpretasie van profesie, spesifiek tydprofesie, vorendag mee kom. En hulle doel is om die identifikasie van die pausdom as die anti-kris stelsel mee weg te doen. En 'n nagevolg van futurisme, die siening wat ontwikkel is, wat teruggetrek kan word na Francisco Ribera toe, het later ontwikkel en uit sy Rooms-Katolieke omgewing uit gevorder na die evangeliese kerke toe, soos wat hulle in Engels noem die evangelical churches. En daarso het hierdie idee van 'n geheime wegraping tot sy volle krag gekom. En daarom glo meeste evangeliese kerke, evangelical churches vandag, in 'n geheime wegraping. Nie almal van hulle nie, maar 'n geweldige groot hoeveelheid van hulle. Dis veral 'n sterk siening onder Pinksterkerke. En hulle weet nie eers, omdat hulle nie die geskiedenis bestudeer en die Bybel bestudeer in diepte nie, weet hulle nie dat dit wat hulle leer eintlik Rooms-Katolieke leer is nie. Dis Jesuïte leer, want dis waar daai profetiese interpretasie, futurisme, dis waar hy sy oorsprong het. Sjoe. En al hierdie kan hulle in hierdie boeke kry wat dan geskryf is met al die inligting daarmee saam, en dan kan hulle dit gebruik saam met hulle Bybel om hierdie profeseë te bestudeer, maar nie die profeseë nie, maar om die waarhede ook uit God se woord uit dan duideliker te kan verstaan. Ek gaan in detail in elkeen van die boekies oor
Die tipiese vraag wat mense sou hê, so die agtergrond van hoe dit ontwikkel het, die geheime wegrapingsiening spesifiek. Ek gaan in detail in van waar dit begin het, hoe dit ontwikkel het en wat die eindresultaat daarvan is. So die boekies het definitief meer as genoeg inligting vir 'n persoon wat graag meer wil weet oor hierdie spesifieke leerstellings. Baie dankie Eben vir vandag se besonder insiggewende gesprek. Maar voordat ons groet, vir die luisteraars wat graag hierdie boeke wil bestel, waar kan hulle dit in die hande kry? Ek dink die maklikste gaan wees om vir my 'n WhatsApp te stuur. Ek gee gou my selnommer. Dis 083 734 0820 083 734 0820 of hulle kan na die webblad toe gaan. Die webblad is learnprophecy.com. learnprophecy.com. Hulle gaan daarso kan sien watter van die boeke huidiglik beskikbaar is. Baie dankie Eben en ja luisteraars, maak definitief kontak met hom of gaan na die webtuiste toe learnprophecy.com of stuur net vir ons 'n WhatsApp hier by die radiostasie en ons sal die kontakbesonderhede met u deel. Ek vertrou dat u die program geniet het en ek weet daar mag dalk hier en daar baie vrae wees wat opkom, so jy kan gerus u vrae aanstuur en op die platform waar die tans is daar ook 'n blokkie daaronder wat sal sê stuur 'n Bybelvraag. As daar enige vraag is wat jy wil vra, stuur dit daarop deur en iemand sal met u in kontak kom om deur daardie vraag te werk. En daarmee kom ons dan tot die einde van vandag se boekkeuses op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Indien jy een van die episodes gemis het, moenie bekommerd wees nie, gaan luister gerus na ons potgooi afdeling op AWR Afrikaans se webtuiste. Volgende week is ons weer hier om 11:30 en dan gaan ons voortgaan om jou te verbind met boeke wat jou geestelik kan verryk. En volgende week het ek ook 'n interessante gas en ons gaan praat oor 'n bloudruk. So moenie daarop uitmis nie. Eben, baie dankie vir jou tyd en ek sien uit daarna om in Januarie met jou te gesels oor daardie volgende boek wat gaan uitkom.